motoriese moment, so iets gebeur wat spanning veroorsaak. Byvoorbeeld, ek was sarkasties met Sunay en nou ervaar sy dat ek lelik was met haar en sy voel kwaad en sy voel neergedruk. So nou is daar spanning wat ontwikkel. In Engels praat hulle van tension. Okay. So jy gaan voel, jy gaan emosies ontwikkel, jy gaan voel daar's bietjie druk, bietjie spanning, bietjie emosies wat betrokke raak. Of byvoorbeeld jy kan 'n fliek kyk waar daar byvoorbeeld 'n spy is wat in 'n situasie beland waar hy amper uitgevang word. Dis daai spanning waar jy half in die fliek sit en dan sê kom net weg, kom net weg, kom net weg. Wie van julle het so gevoel as julle fliek kyk? Jy raak so opgewerk saam met daai ou in die fliek, daai nippertjie wat hy amper gevang word, die dief of die boef of die polisie ou wat amper raak geskiet word. Jy word so opgewerk dat jy die spanning saam met daai karakter beleef. Okay, dan kyk ons na die ontwikkeling en die verwikkeling. Okay, so daarna sien ons die opbou van die verhaal. Hier word die handeling van die verhaal verder gevoer en die storie begin meer besonderhede inkry en jy begin meer verstaan hoekom sekere goed in die storie gebeur. Verstaan julle? Dan sien ons die krisis. Die krisis word basies verder gevoer en dit vind plaas as gevolg van konflik. Nou is daai Jackie Chan daar met sy swaard en hy veg hierdie ou of jou baas is kwaad vir jou in die movie en nou of in die radiodrama is jou baas kwaad vir jou, nou ervaar jy spanning, daar's konflik, julle verwissel woorde. Ja. Ja, 'n krisis is 'n probleem of 'n ongewenste situasie. Dis nie iets wat jy beplan het nie. Okay. Jy beplan nie dat juffrou môre in die klas kom en met jou raas nie. Omdat jy gepraat het nie. Dis nie iets wat jy beplan het nie, dis iets wat gebeur het. Dis ongewenst en dis onbeplan. Jy gaan net nie vanaand in jou bed en dan dink jy, hoe gaan juffrou môre met my raas nie? Okay. Dan jou klimaks of jou hoogtepunt. Dit is waar jou probleem basies jou explosion gebeur. Nou beklei hulle almal klaar en hulle vind 'n probleemoplossing vir die probleem of die situasie wat plaasgevind het in die drama. Hoekom dink julle is dit nodig partykeer in die lewe om konflik te ervaar? Wat leer jy daaruit? Ja. Jou foute wat jy gemaak het. En hoe leer ons uit ons foute uit? Okay, maar hoe doen ons dit nie weer nie? Okay, maar kom ons kyk na hoe leer jy jou foute uit? Sê nou maar, jy leer nie van iets nie. Hoe beplan jy vorentoe om dit beter te maak? Okay, so wat gaan jy vir jouself, wat se doel gaan jy jouself stel om harder te leer vir iets? Byvoorbeeld jy gaan meer studiesessies vir jouself afknoop. Jy gaan byvoorbeeld 'n sekere skedule hê waar volgens jy jou dinge doen. Jy gaan seker maak jy gaan doen ekstra nasorg in die middag nadat jy 'n aktiwiteit gedoen het. Gaan die aktiwiteit weer 'n keer weer om te verseker jy verstaan die werk, nee. So jy beplan. Jy beplan voor jy doen. Dis dieselfde met ons lewe, met foute wat ons gemaak het. Byvoorbeeld sê nou maar, jy koop 'n kar en die kar is die eerste maand in jou geld budget en volgende maand kom jy agter, ek het nie genoeg geld nie. Dan het jy iets gekoop sonder om te beplan daarvoor. So, nou leer jy jou les. Volgende keer gaan ek nie iets koop. As ek nie
genoeg geld het daarvoor nie. Jy moet fisies na jou maandelikse begroting dan gaan kyk om te sien wat kan jy bekostig. Kyk. Daarna kyk ons na die afloop. So al die losdrade word saamgevat, die konflik, die oplossing, alles wat gebeur het, word saamgebind in een. Dis amper soos 'n opstel met 'n afsluiter of met 'n samevattende einde. Alles word saamgebind en daar is vrede. Daar is vrede en daar is gelukkigheid. Het julle gesien aan die einde van die lees, aan die drama van Pendoring, het hulle albei lekker saam gelag. Onthou julle? So al die drama is ontbind. Daar is nie meer spanning of enige konflik nie. Dankie. Okay. Dan gaan ons gou so hierso het ek vir julle geskryf wat elkeen is. Die eksposisie, die metodiese moment, die ontwikkelingsfase, die krisisfase, die klimaks en dan die ontknoping of die afloop. Ek gaan julle vra terwyl ek vir julle verder verduidelik om vinnig gou net notas te maak van hierdie op die bord. Gaan julle ook help wanneer julle byvoorbeeld dit moet identifiseer of weet wat dit beteken. Okay. So wat leer ons uit drama's uit? Ja. Uit die deel. Okay, dis 'n goeie ding. En wat leer ons nog? Hoe om konflik te hanteer. So, wanneer jy en 'n maatjie byvoorbeeld beklei of jy staan voor 'n moeilike keuse in die lewe waar jy moet besluit, byvoorbeeld, gaan ek die regte ding doen? Ons almal weet jy kan dit verkeerd doen, maar dis daar waar jou morele waardes en jou Bybelse waardes dan mos nou inkom. En vir jou sê, ek moet die regte ding doen. Baie keer in ons lewe staan ons voor 'n moeilike keuse en ons verstaan nie altyd hoekom ons die regte keuse moet maak nie. Maar in daai stadium van jou lewe moet jy verstaan dat jou geloof in God se woord is dan die ding wat jou gaan lei om die regte besluit te maak. Hoor julle? Okay. So, dit is wat jy dan op die einde van die dag gaan moet doen, is jy gaan moet staat maak op jou geloof. Nou, daar is 'n Bybelversie in Jesaja wat praat van dat God ons nooit sal alleen los nie. En dat hy baie in riviere sal maak om 'n oplossing vir ons te gee, om ons te help en om ons te vertrou. So ons is nooit alleen in 'n situasie of in 'n konflik of in 'n spanningsarea van ons lewe nie. God se vertroue is altyd by ons. Okay, skryf vir neer. Dan sal ons aangaan. Ja. Okay, teken ons gou af, ouetjies.
by 3. Ontwikkelingsfase, baie mooi. En by 1. Uiteensetting, baie mooi jou. Wat is daai ander naam, weet jy? Nee? Die eksposisie. Die eksposisie. So, gaan kyk. En wat is by 6? Ja. Die ontknoping of die? Waarom? Okay. So, dis die afloop. Wat is by 2? Weet julle? Die motoriese. Mooi, die motoriese moment. En by 4? Mooi, kom aan. Weer net dompot vanaf. Wat is nommer 6? Sonder om te kyk. Mooi. Nommer 1. Eksposisie. Okay. Nommer 3. Nommer 5. Wat is die klimaks se ander naam? Wat gebeur? Baie mooi. Ek het baie mooi. Okay. Wat is dit?